Goeiemôre. Dit is die 17de September en ons hanteer die wêreldnuus vir vandag hier op die 17de September. Ons kop sommer af met probleme in die South China Sea. China het die Chinese vloot, hulle Coast Guard, het vandag Philippines vissertreiler gearrest daar in die South China Sea deur die trailer heeldag, of nie heeldag nie, vir 30 minute lank met waterkanonne, sterk waterkanonne te spuit. En daar's ook kontak gemaak tussen die twee bote wat hulle mekaar raak gered. So skade aan die visserboot aangewend. En ons sien hierdie ding al hoe meer gebeur waar die Chinese vloot redelik aggressief raak in die South China Sea. Nou hulle plan is nog altyd hulle wil hulle territorial waters uitbrei. Met ander woorde, hulle gaan bou artificial eilande. En eilande wat daar is, maak hulle groter, sodat die hulle eie territorial water rondom dit, die goed begin connect aan mekaar, wat expand van China af in die South China Sea, en wat nou hulle gebied, hulle watergebied groter maak, en dan sodoende wegvat van ander lande af. Nou hier spesifiek, Philippines is een van die plekke wat hulle probeer water wegvat van Philippines af. Dan sal ook Vietnam, jy weet al die lande wat so reg rondom China is, wat waters het, daar's 'n dispute daarso. En so die Chinese is redelik aggressief in daai geval, en hulle doen dit al vir jare, hulle is besig om te expand daarso. En dan kom die vraag op, hoekom doen hulle dit? Nou wel, hulle doen dit vir hulle wil vir hulle self alles kry wat hulle wil. Hulle het probeer dieselfde trek daar in die weste van Afrika, in die see, in die Atlantiese Oseaan. Maar dis nou beperk. Die Amerikaanse vloot operate baie in daai gebied. So hulle dit beperk nou al. Dan kom nog steeds die vraag van wat ons al vir 'n paar jaar hoor. Wanneer gaan China nou vir Taiwan invade om Taiwan deel te maak van China weer? En daai gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie maklik gebeur nie, dit gaan nie gou gebeur nie, maar ek dink ook dit gaan glad nie gebeur nie. Want Taiwan bly nog steeds 'n groot sterk ally van Amerika en van die weste, en dit gaan definitief nie toegelaat word nie. So ons sien baie keer dan gaan die Chinese doen hulle seepatrollies en oefeninge in die see reg rondom Taiwan, wat dis deel van hulle internasionale water ook, of hulle sovereign waters ook. So maar dis maar net smoke en show of force. Daar gaan nie sommer 'n ding kom dat China vir Taiwan gaan invade nie, want dit gaan nie lekker uitwerk vir hulle nie. Verder sien ons vandag dat daar nou baie groter groepe Palestinians uit Gaza uitvlug, wat 'n goeie ding is. Lyk my hulle begin nou agterkom, die grondaanval van Israel gaan nie stop nie. En so daai mense wat nou uitbeweeg is, hulle red hulle eie lewens, want om te bly en 'n human shield farm te wees, dit werk tog net nie vir jou nie. So dis 'n goeie ding dat hulle uitbeweeg. Hoopelik daar waar hulle gaan hulle support kry en refugee status kan inkom en so en later as hulle weer begin opbou daar, kan hulle sekerlik terugkeer na waar hulle kom. Maar op die oomblik gaan Israel, en hulle het baie duidelik gemaak, die enigste manier om daai ding te stop vir die toekoms is om Hamas heeltemal uit te haal. En enigste manier is door-to-door service is al wat gaan werk om hulle te kry waar hulle wegkruip en uithaal. Daar is 'n ander ontstellende berig van uit Rusland uit. Jy weet, toe die Russe vir Ukraine invaded in 2022, het hulle baie kinders weggevat daar uit die Donbas area uit, Ukrainse kinders in Rusland in. En met die woorde wat hulle gebruik was, hulle red hulle uit whatever gaan aan kindermishandeling of so iets uit Ukraine uit. Nou is daar berigte en daar's definitiewe bewyse dat daai kinders op die oomblik word in oor die 200 military facilities in Rusland word hulle heroplei, hulle noem dit geher-educate, so in die Russiese ding. So hulle word nou geleer Russies, hulle word nou geleer, so die Russiese propaganda gaan hulle in. En daai kinders word gebruik in fabrieke om wapens te maak, hulle word opgelei, militêr opgelei, en obviously voorberei as hierdie oorlog nog baie lank aangaan, gaan daai kinders voorbereid word, en hulle gaan nie 'n keuse hê nie. Hulle gaan die Russiese weermag moet join en moet terug gaan soontoe om te fight teen hulle boeties en sissies wat klaar agtergelaat het.
So dis eintlik 'n ontstellende ding en dis maar so, Rusland doen dit al vir baie lank. Hulle die regering het nie saak met hulle mense, met hulle soldate nie. Daar's hoekom jy kan sien dat dit al Putin het al oor 1 miljoen van sy eie soldate opgeoffer vir hierdie oorlog en hy is bereid om nog 1 miljoen op te offer, solank hy sy goals kan bereik. Baie sad dat 'n mens so min en niks voel vir jou eie soldate nie. So vanoggend vandag is Donald Trump toe, nou daar en hy by Windsor Castle het hulle hom ontvang, King Charles en sy mense, so hulle is besig met samesprekings daarso. Ek het gisterand op 'n livestream gesien toe hy geland het daar by Stansted Airport in Engeland. Kon hom ook trek op flight radar, kon trek en sien waar hy gevlieg het tot hy geland het. So hopelik ons sal sien wat kom uit vandag en môre se samesprekings en môre kom hy weer terug. En hopelik goeie ding vir beide lande. Dan 'n ander ding wat ook 'n probleem gaan raak en is al 'n probleem van lank, maar dit lyk my word al hoe groter, is die probleem daar in die weste van Afrika of in Sentraal-Afrika en ook nou Oost- en Suider-Afrika. Hierdie jihadist attacks op Christene. Daar was vanoggend weer 'n attack in West Niger, waar jihadists van Al-Qaeda en Islamic State het hulle 22 Christene doodgeskiet wat besig was met baptism ceremony in die weste van West Niger. En hierdie tipe ding raak nou al hoe meer hand uit. Ons sien in die noorde van Mosambiek gebeur dit al met ISIS wat ditselfde daar doen, maar hierdie in die sentraal dele van Afrika, Somalië, daai plekke gebeur dit al lankal, maar dit word nou net meer prominent. So dis iets wat hy ook moet dophou. As die local regerings en weermagte nie iets daaraan kan doen, jy kan hierdie ding ernstig hand uitdruk. Hierdie terroriste groepe kan baie groot raak en baie sterk raak as hulle nie gekontrol word nie. En ek dink daar is sekere van die lande wat goeie samewerking het, saam met die Franse, saam met die Britte, saam met die Amerikaners en so aan om hulle te help om hulle mense op te lei en voor te berei vir die tipe aanval. Dan is daar 'n ander interessante ding, die in Amerika begin kop uitsteek en dit is van die Gen Z teenagers, hulle het begin log-off, my maat, log-off in die sin van sign-off uit social media en die tipe van ding. Dis nog nie groot nie, dit het maar begin en hopelik kan dit groot word. Jy weet, die laaste 20 jaar, die mense word gebore met 'n selfoon in die hand en 'n electronic device en hulle is op social media en oralste en ons sien hier hoe in die skole kan dit 'n probleem raak. Jy weet, die kinders het mos mekaar, toe ons op skool was in die 70s en die 80s, dan het jy 'n briefie geskryf vir jou pelm vir hom aangepas of jy het gechit-chat daar agter pause, gepraat oor Sunny of oor Jannie of so iets. Nou word dit met social media foto's geneem en gespreid baie vinnig. En so daar is cyberbullying kan 'n probleem raak in skole as dit nie beheer word nie. En ek hier's baie teenagers wat nou hulle probeer hulle sluit af van social media en so af hulle eie benefit. En ek dink dis 'n baie goeie ding. So die ouers wat dit kan, gelukkig in ons huis is die selfone is nie toegelaat tot sy groot genoeg gewas het. Sy was al in hoërskool toe sy 'n selfoon gekry het. En so ook nie toegelaat hierdie dag in die klasse en goed. En dis baie skole wat dit ook nou doen, in die klasse word dit nie toegelaat nie. Ewen in universiteite, my dogter se universiteit, selfone word nie toegelaat in die klasse nie. So wat 'n goeie ding is, jy moet daar sit en konsentreer en so aan. Maar hierdie ding dat die kinders begin sign off uit social media uit en vir hulle eie gesondheid, dis 'n goeie ding. Ek hoop dit word groter en versprei vinniger. En die laaste ding wat ek oor wil praat is die video wat ek gister gesien het. Ek het al bietjie van dit gehoor, maar ek het dit nooit, maar gister het ek actually die video gesien van die wegraping gaan die 23ste of die 24ste September wees van Dominee Tani Botha. So die video kan 100% akkuraat wees, hy kan heeltemal reg wees. Al wat ek sê as 'n Christen soos ek, jy moet altyd voorbereid wees. My groot probleem met my groot vraag, wat gebeur op die 25ste September as daar nie 'n wegraping was nie? Hy het blykbaar 'n baie groot gevolg in 'n groot kerk. Hy het duidelik gemaak dat die Here dit vir hom gesê het. As dit nie gebeur het nie, dan was dit nie die Here wat met hom gepraat het nie. So gaan sy kerk vou. Want al hierdie mense glo wat hy elke dag preek, want hy preek van God af.
as dit nie gebeur nie, dan is dit mos op baie groot valsheid. Jong, ek weet nie. Al wat ek kan sê is Christene, ons moet elke dag reg wees, dit kan vanmiddag gebeur, dit kan oor 1000 jaar gebeur, ons sal nie weet nie. Maar hy kan dalk reg wees. So, wees gereed. Ek voel net jammer vir die gemeente en die wat hom baie sterk volg, as dit nie gebeur teen 25 September nie. Ek wonder wat die verskonings gaan wees, want daar was al baie voorheen sulke uitsprake gemaak deur ander predikers en so aan, en het nooit gebeur nie. So ek sal nie weet nie, ons sal maar sien wat gebeur op die 25 September, as ons nog hier is. Sal ons sien wat gebeur op die 25 September, en wat sê hy dan vir ons, wat gaan sy terugvoer gee? Terugvoer wees, ek stel nogal belang om te wag vir die dag. So eider die dag sien ons mekaar in die hemel, en hy kan daar vir ons vertel, sien ek het julle gesê, of ek weet nie wat hy vir ons gaan sê, as ons nog hier op die aarde is nie. So dis ons nuus vir vandag. Môreoggend doen ons weer die volgende opvang van nuus wat opgeduik het in die volgende 24 uur. Baie dankie.